Goeiemôre vriende, dit is vandag Vrydag, die 30ste Mei 2025. Julle is sommer uitnooi na ons bazaar toe môre. Dit begin so mag enige tyd van 9:30 af begin ons. So julle is baie welkom, is altyd baie lekker. As daar nog van julle is wat 'n bietjie wil betrokke raak, is julle welkom om vir Louisa te bel of vir Celeste of vir my kerkkantoor sommer te bel 55222689 kode voor 021. Baie welkom om met hulle te praat. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, in U hande gee ons lewens oor. Want Here, U is 'n getroue God. In U hande gee ons lewens oor. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Een versie wat ek met julle wil deel vandag, laaste vers van Spreuke 25. Vriende, en ons het, soos ek nou al gesê het, met die Spreuke is ons nou altyd verskriklik interessant. Hy sê goed oor en oor en oor, en ek het al vir julle gesê, mense wil baie wil jy die goed so alles saamgroepeer, en dan dink ek, kom ek sê dit sommer nou, en dan kry ek klaar daarmee, maar dis miskien heel goed om maar die goed so by herhaling te hoor hier in Spreuke, want ek dink dit laat 'n mens so 'n bietjie dink. Laat mense so 'n bietjie dink, jy hoor dit die eerste keer, en miskien hoor jy hom, ja, skuif jy dit van jou af, en hoor jy dit miskien weer die tweede keer, skuif jy hom van jou af, en dan, ewe skielik hoor jy dit 'n derde of 'n vierde keer, en ewe skielik, vriende, is dit asof jy net eenvoudig die Here se stem hoor, om vir jou en vir my te sê, maar my kind, ek sê hierdie goed dan nou al heeltyd vir jou, hoor jy nie, né? So, dit is hoekom vir my die Spreuke so amazing is omdat hy baie goed vir herhaal, eintlik partykeer maar net 'n bietjie anders sê, op 'n ander manier sê, is dit maar net om vir jou en vir my bewus te maak, knaand bewus te maak daarvan, dat God deur sy Gees die hele tyd besig is met jou, met my, wat eintlik absoluut amazing is, vriende, né? So, ek gaan vir julle vers 28 voorhou, ekskuus. Hy sê, dit is vir my altyd interessant hoe hy die vergelykings tref. Hy sê, 'n stad sonder 'n muur om hom te beskerm. Nou onthou nou in die ou tyd het hulle mos nou altyd mure om gehad. Julle sal nog onthou met Jerigo het die Israeliete 7 keer om die mure gestap en toe val die muur om, né? So om die stad in die ou tyd te beskerm, het hulle mure omgebou, het hulle nie aangeval, nie maklik aangeval kon word deur vyande of deur wilde diere nie, né? So dit is hoe dit in die ou tyd was. So dit is hoekom hy daarop hy sê 'n stad sonder 'n muur om hom te beskerm. Hy sê so weerloos is 'n mens as hy nie selfbeheersing het nie. So hierdie stad, liewe vriende, wat nie 'n muur het, is uitgelewer aan die vyand. Hy kan enige tyd verwag dat die vyand hom kan aanval. Hy gaan weerloos wees, want hoe verdedig jy hierdie stad? Dis nou in die ou tyd. Hoe verdedig jy hierdie stad teen vyande as hy nie 'n muur het nie? So jy gaan die hele tyd met mense uitsit om wag te hou om te kyk. Jy gaan met mense uitsit om wag te hou sodat wilde diere nie daar inkom nie. So eintlik is hierdie stad weerloos, maar as hy 'n muur om het, wat se dan? Dan is hy beskik teen die aanvalle van die vyand en teen die wilde diere. Nou sê hy 'n stad sonder 'n muur om hom te beskerm. So weerloos is 'n mens as hy nie selfbeheersing het nie, vriende. Ek dink ons moet vir mekaar sê, en ons moet maar almal van ons in ons lewe een of ander tyd dan verloor ons meer of verloor ons selfbeheersing. Maar ek dink dis die tye wanneer ek en jy, as ons sal terugkyk na daai tye, sal besef dit was nie 'n goeie tyd in ons lewe toe ons dit gedoen het nie, né? Ek dink ek en jy is eens daarop. Dit was nie 'n goeie tyd nie. As ek en jy die klok kan terugdraai, of die horlosie kan terugdraai, sou ons gesê het, ja, ek sou op daai moment sou ek 'n bietjie anders wou opgetree het, né? Want dit laat jou weerloos. Nou dat jy nou so jou meer verloor het, dan kyk almal half so na jou en dink, maar wat gaan met hierdie ou aan? Wat gaan met hierdie vrou aan? Is dit nou nie lekker nie? Wat gaan met hulle aan? Hoe verloor jy jou meer so, né? So, dan is jy eintlik weerloos. Jy's eintlik in die oë van in jou eie oë weerloos, maar jy's eintlik weerloos want jy's uitgelewer. Want jy het nou hier binne skoon gemaak wat jy gevoel het, maar jy het al die ander mense met spanning gelaai. Alle ander mense kyk na jou en dink, maar hoekom is jy so onvolwasse? Hoekom tree jy so onvolwasse op? Hoekom tree jy nie so 'n volwassene tree ons dan nie so op om jou meer te verloor, 'n tantrum te gooi nie? Dis nie wat 'n volwassene is nie. Wat gaan met jou aan?
Die ergste nog is as jy iemand kry wat sy selfbeheersing verloor wat in 'n magsposisie is. In 'n magsposisie is. Nee, ek bedoel dit is seker die slegste en ergste wat jy kan kry as so iemand want jy verwag dit nie van 'n leier nie. Jy verwag dit nie van iemand in daai posisie om sy meer te verloor of om sy selfbeheersing te verloor nie. Jy verwag eintlik juis meer, want daarom kom sê die Spreuke digter, is soos hierdie stad wat weerloos is, hy is weerloos. Ek bedoel as hy aan die mure is nie, kom val die vyande om aan, die wilde diere kom in. As daar nie selfbeheersing is nie. So dit beteken jy raak oor die geringste dingetjie raak jy die hele tyd kwaad, né? Jy's weerloos. Ek bedoel hy gaan jou die hele tyd aangeval. Die hele tyd gaan daar iets wees waar jy gaan kwaad raak. Die hele tyd gaan daar iets wees waar jy gaan jou selfbeheersing verloor. As dit aan mekaar gebeur, dan moet jy baie mooi gaan kyk, want dan is ek en jy onvolwasse. Dan is ons onvolwasse. En dit beteken ek en jy moet baie mooi by die Here gaan sit en miskien moet jy en ek ook gaan vir 'n sessie by 'n sielkundige om vir ons te help met anger control. Nee, met woede uitbarstings. Want dit is seker die grootste skade wat ek en jy kan aanrig aan ons kinders, aan ons vrou, aan ons vriende en in ons kollegaskap wanneer jy nie selfbeheersing het nie. Dan is jy inderdaad 'n stad sonder 'n muur om hom te beskerm, so weerloos as 'n mens as hy nie selfbeheersing het nie, want almal rondom het later hulle respek vir so 'n persoon verloor, né? So ek dink dis iets waarna ons maar altyd baie mooi moet kyk, want dis die twee vrugte van die gees sluit hierby aan, geduld en selfbeheersing. Dis die twee vrugte van die gees, né? Wat jy dan, as jy daarmee sukkel, is om vir die Here te sê, Here, help my daarmee. Want baie keer as jy jou selfbeheersing verloor, is dit ouens wat 'n bietjie 'n lae selfdink van hulle self het, 'n lae selfbeeld ook het, né? En hy moet amper half sy mag uitoefen om homself af te druk op mense. Dit werk ongelukkig so, die mense verloor alle respek vir jou net daar. Jy ken wat se magsposisie het, almal het hulle respek vir jou verloor, né? En daarom moet ons vir die Here vra en sy gees vra om ons daarmee spesifiek altyd te help. Wees eerder geduldig, luister eerder mooi na iemand, luister iemand uit, byt op jou lip wanneer jy wil kwaad raak, gaan stap eerder om die huis. Selfbeheersing, dit beteken jy beheer jouself, beteken jy gaan nie toelaat dat jouself net sy gang gaan, né? En dit vra partykeer van jou om 'n bietjie mooi na jouself te kyk, jou mooi onder beheer te kyk en anders op te tree as wat jy op die ingewing van die oomblik wil optree. Dis sommer my 5 sent vandag, vriende. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.